Ons is so opgewonde dat Vader het 'n plan met jou. Nou, van julle wat nie weet nie, wat nie op Henry se groep is nie, wat graag daar wil kom gee vir hom na die tyd julle nommers en dan sit hy julle op die groep. Dis nie 'n WhatsApp groepie, dis 'n broadcast. So, hy stuur dit net uit en daar's nie ek kan vir jou sê dis 'n blessing om op jou groep te wees. Ek dink daar's baie manne, baie mense oor Suid-Afrika op en die bemoediging wat jy kry vir die plekke waar jy gaan bedien. En so 3 weke terug was dit die Saterdag aand gewees. 2 weke terug, Sondag aand. Dis sien ek net op die groep Henry sê net op daai oomblik het hy sy spraak verloor en bid vir my en goed gedagtes. En ek het net onmiddellik het ek net 'n woord gekry, Heilige Gees het gesê dis 'n aanval. En ek weet die ouens op die groep het gebid en ons het gebid. En ek het sy huis gebel en daar's nie antwoord nie, toe weet ek daar's iets nie reg nie. En ek weet hoekom ek sê dis 'n aanval, want Henry beweeg aan die voorpunt in Suid-Afrika, op boere op plase, wit en swart, en hy's besig om soveel saad te saai in boere en in wit en swarte mense se lewens. En hy beweeg in die voorpunt daar, en as jy daar in die voorpunt beweeg en jy het nie intercessors en ouens wat vir jou instaan en toemaak met gebed nie, dan wil die vyand inkom en hy wil kom steel en slag en verwoes. En die ander gaan hy vir julle vertel die miracles wat gebeur het, maar terwyl ek vanoggend hier bid, sien ek net daar gaan iets in Henry se bediening, daar gaan iets plaasvind. Ek sien hierdie albaster fles wat Maria Magdalena gehad het. En daai fles is so kosbaar, dit wat binne in hom was. Maar sy het dit wat in daai fles is, het sy op sy voete gaan was met Jesus se voete. En ek sien Vader het daai kruik in hom geplaas. En daar wat hy gaan bedien, gaan daai olie op die mense kom, salwing. Ek is so opgewonde. Vader, ons bid sommer vir hom. Dankie Vader, ons kom vang u woord vanoggend. Dat daai salwing en daai olie vanoggend op hierdie manne uitgestort word. Dankie Vader, ons is die eerste vrugte van daai olie wat gaan ontvang, wat in hierdie kruik opgesluit is, wat die Heilige Gees kom deponeer. En laat die woorde wat hy kom loslaat vanoggend, Heilige Gees geïnspireer is. Dis net u Jesus, dis net u Yeshua. Ons prys u en ons loof u in die naam van Yeshua. Amen. Amen. Baie dankie. Dit is altyd vir my so vreugde. Ek vind net dat my hart so sag geword het. Ek is moeilik om te bedien sonder om te huil. Presies. Want ek ervaar net die goedheid van die Here. Ek dink vanmôre aan 'n skrif. Jakobus praat van ons godsdienst. Hy sê julle godsdienst is te vergeefs. Beloof jy, dis wat hy sê, julle godsdienst is te vergeefs. Jakobus, die godsdienst is te vergeefs. Vriende, as godsdienst nie 'n verhouding het nie, dan is dit te vergeefs. Dit kan nie net 'n dooie godsdienst, ons beweeg in baie plekke waar ons dooie godsdienst met rituele en allerhande goed, daai goeders is te vergeefs. Dit moet verhouding wees. En wanneer dit verhouding is, vriende, dan loop die trane. Daar is nie baie wat trane wat loop in godsdienst nie. Maar as dit verhouding is, dan loop die trane so maklik. So, ja, dit is so groot voorreg om hier te wees. Hierdie is vir my altyd 'n blessing. Dankie. Dankie vir julle gehoorsaamheid aan die Heilige Gees om hierdie plek te bou en hierdie fasiliteit reg te maak vir die manne om te kom en te worship. Vriende, julle het geen idee hoe kosbaar hierdie plek is, wat hier so gebeur. Dit is kosbaar, dit is nie baie plekke waar dit gebeur nie. En so is altyd 'n highlight vir my as ek hier naartoe kom. Ek het laas keer toe ek hier gepraat het, ek dink dit was Oktober laas jaar, soos hele rukkie laas ook, ek moet net vir julle sê, Sondag 2 weke terug het ek 'n ligte beroerteaanval gehad
En my vrou het my hospitaal toe geneem, die dokter na my are geluister, hy het gesê, ek hoor 'n gesuis hier, so daar's 'n blokkade, hy neem 2 ekstra plate, en hy sê daar, dit sien toe sê, ja, jou are is geblok, die bloed kom nie na die brein toe nie, en dis 'n probleem, jy moet dadelik na vaskulare chirurg gaan. Toe het ons nou gereël om hiernatoe te kom, en natuurlik honderde mense het gebid. Toe die chirurg nou daarna kyk, het nou laat iemand met 'n sonaar wat baie akkuraat kyk, en die vroutjie het lank gesit en deeglik na my are gekyk. Sy het gesê daar's hoegenaamd geen blokkade hierso nie. Maar toe soek hulle nou wat is die oorsaak? Ek nog nooit my lewe so deeglike ondersoek by so baie professionele mense gekyk nie. Hulle het na my hart gekyk, elke ECG en al daai goeders gedoen. Hulle het na my brein gekyk, daai CAT scans en alles daai, en elke toets wat uitkom sê hulle hier is 100%. 100%, daar's niks in brein, niks. Maar daar is goeders daar so bo. Maar dis 'n brein wat daar so bo is nie. Geen gewas of epilepsie of enigiets soos dit nie. En jy weet, dit was net, hoe meer ek daarna kyk, hoe besef ek, die Here het my genees. Wonderlik. Het was 'n absolute wonderwerk. So, baie dankie vir julle gebede. Maar wat gebeur het ook, dit was vir my 'n wake-up call. Dis asof ek geforseer was om bietjie terug te trek, bietjie te sit en dink, en ek het boodskappe uitgestuur vir my intercessors. Ons beweeg nêrens sonder dat ten minste amper 200 mense vir ons bid net die hele tyd. Ons het intercessors oral oor die land en ander lande ook. En ek stuur uit en ek sê, geef my woord. Ek wil hoor van die Heilige Gees. Gee julle toestemming, geef my woord. Ek wil hoor wat sê die Here. En ek moes seker 300 boodskappe gekry het. Dit was tamelik 'n ding deur alles daai te lees. Party maar net ligtig, maar party definitief diep woorde. Iemand in Amerika het 'n profeet, vriend van hulle in Engeland gevra wat glad nie vir my geken het nie, om vir my woord te gee, en daai woorde was absoluut, alles was saam, en ek besef, hierdie is 'n divine appointment wat hier so gebeur het, wat ook al die vyand probeer het, eintlik die einde van dit was ietsie baie kragtig. So ek het baie rigting ontvang, persoonlike rigting vir rustyd en hoe om daai dinge te doen, maar ook geestelike rigting ontvang. So ek voel asof dit was 'n tyd waar die boog die snaar terugtrek om die pyl te laat gaan. So dis hoe ek voel. Nou laas toe ek hier was, het ek gesels oor die koninkryk, mag die koninkryk kom, daai gebed wat Jesus bid, mag die koninkryk kom, jy weet die Onse Vader, deel van daai is mag die koninkryk kom, en ek wil net julle herinner van die dinge wat ek gesê het, party mag miskien nie hier so gewees het nie, want ek wil deel 2 met julle bespreek. Maar kom ons gaan net terug oor daai beginsels, mag die koninkryk kom, daai woorde in die Hebreëus sien mens dat die digters van die psalms en so 'n sekere skryfstyl het waar hulle 'n stelling maak en dan maak hulle dieselfde stelling maar hulle gebruik ander woorde sodat jy die ding van twee kante kan sien. Jy dit beter verstaan. Nou hierdie is soortgelyk. Hy sê mag u koninkryk kom, dan sê hy dieselfde ding met ander woorde, mag u wil geskied, soos in die hemel so op die aarde, want waar die koning is, daar is sy wil geskied, is dit nie? So as die koninkryk in my lewe kom, dan is sy wil geskied, dan doen ek wat hy wil, dis koningskap, waar die koning is, dan buig jy jou knie, maar die ding is, dan moet jy ook die stem van die koning hoor, jy verstaan, jy moet weet wat sê die koning vir jou, in jou lewe. So as ek bid, mag die koninkryk kom, dan sê ek, Here, ek wil u stem hoor in my lewe. En dan het ek daai ekstra woord daarby gesit, mag die koninkryk in my lewe kom. En vandag wil ek praat, in my huwelik kom.
in my gemeenskap kom, in my gesin kom, in my stad kom, mag die koninkryk kom. En ons lees daar in Rigters, jy weet Rigters is die eerste boek wat geskryf is na die, wel natuurlik Josua, maar na die Israeliete nou uiteindelik uit Egipte is, deur die woestyn, hulle is nou in hulle beloofde land. Jy sou dink dit gaan 'n wonderlike tyd wees. Maar Rigters is 'n gemors. Die nasie is 'n gemors. Daar is allerlei goedes wat gebeur en die einde van die boek van Rigters is verskriklike dinge wat daar gebeur. En dan lees jy die laaste versie in die boek van Rigters, wat ek glo die hele rede vir die boek van Rigters is, laat ons verstaan. Hy sê, in daardie dae was daar geen koning in Israel nie, en elke persoon het gedoen wat reg was in sy eie oë. Sy eie oë. Dis hoekom die gemors daar is. Dis waar ons is in Suid-Afrika, ons wil elkeen, maar nie vir my sê wat ek moet doen nie, ek gaan doen wat ek wil doen, jy verstaan? En daar's nie koning nie, daar's niemand wat regeer nie, daar's niemand wat vir ons rigting gee nie. En ons wil by 'n plek kom in ons eie lewe, as daar gemors is in my huwelik, gemors in my eie lewe is omdat daar nie koning is nie. Ons hoor net die stem van die koning. Ons hoor net ons eie stem, en ons eie rigting, en ons eie dinge wat ons wil doen. So dis belangrik dat ons die stem van die koning hoor, en dan vra ek die vraag, hoe lyk dit, hoe gebeur dit? Mag die koninkryk kom? Daai woord kom in die Grieks is ergomai. Ergomai. Het word op ander plekke vertaal as in die Engels enter, inkom. En dan is 'n ander woord wat saam met dit gebruik word in ander plekke is eisergomai. Eisergomai. En dit mens lees dit daarso in Johannes 3 waar Jesus sê as jy nie wedergebore is nie, kan jy nie by die koninkryk ingaan nie. Daai ingaan, eisergomai. Sien so, die koninkryk kom, is nie net laat hy praat van eendag wanneer Jesus weer terugkom nie. Hy praat van mag dit inkom. Mag dit in my lewe kom. Jy weet ek het nooit dit voorheen gesien nie. En ek kan daai bid, Here, mag die koninkryk in my lewe kom. Ek wil hê u moet regeer. Ek vra u om in te kom. En dan het ons ook gekyk na hoe lyk dit as die koninkryk kom? Daai begins, daai koms van die koninkryk. Hoe lyk dit? En Jesus sê weer en weer vir die disippels dat die koms daarvan, die ergomai van die koninkryk, hoe dit kom, is nie met tekens om gesien te word nie. In ander woorde, is nie 'n groot ding hoe dit begin nie. En dan sê in Matteus 13 sê, hoe danig is die koninkryk, hoe lyk dit? Hy sê, dis soos die koninkryk is soos 'n mosterdsaad. Hoe groot is 'n mosterdsaad? Dis verskriklik klein. Jy moet goed kyk om dit te sien. In ander woorde, is die koninkryk so klein? Nee, dit begin klein. Dit sê, die koninkryk van God is soos 'n mosterdsaad wat 'n man geneem het en geplant het. In ander woorde, hy reageer op daai mosterdsaad. Dit is geweldig belangrik. Vriende, die reageer op die woord. As die Heilige Gees met jou praat, moet jy reageer. Want as jy nie reageer nie, bly daai net 'n saad op die rak. Is wanneer jy reageer en jy plant daai, jy maak daai klein nietige dingetjie wat so klein en onbelangrik lyk, jy maak dit deel van jou lewe, jy maak dit die kern van jou lewe. As jy hom plant en hy begin groei, dis dan wat dit 'n groot boom word, en dan maak jy 'n voëlsnes in die takke. Toe die Here vir ons sê dat ons uit die land uit Zimbabwe uit moes vlug, ons het nie geweet waar ons het tasse klere elk gehad. Wat hier in Suid-Afrika gaan gebeur, ons het geen klou gehad nie. Ons moes net reageer op sy woord en doen wat hy gesê het, sonder om te verstaan. En gewoonlik gaan dit so gebeur, dat jy nie gaan verstaan nie. Toe die Here vir Abraham geroep het, en vir hom gesê het, gaan na 'n land wat ek vir jou sal wys. Hy moes begin stap, hy het nog nooit die beloofde land gesien nie. Hy moes gaan, elke dag, op 'n rigting, hy het nie geweet waar hy gaan nie. Verstaan? En die Here het vir hom gesê,
jou kinders gaan nasies word. En nou is hy amper 100 jaar oud. Sy vrou is 90, is onmoontlik. En hy maak 'n keuse, ek glo hierdie woord. Jy verstaan? En ek reageer op daai, ek gaan na my beloofde land, wat ek te land nodig vir al my kinders. Jy verstaan? Maar op daai stadium was dit 'n mosterdsaad, het onmoontlik gelyk. En die koninkryk kom, daai woord van die koninkryk kom altyd op 'n klein dingetjie, kan ek sê, 'n windjie wat by jou verbywaai. Wat jy op moet reageer. Hier is nog altyd alles deel van daai eerste, toe die Here met ons praat en sê ons moet Bloemfontein toe kom. Was dit ook net so ding. So klein dingetjie. Ons het nie geweet wat gaan gebeur nie. Jy kan nie as 'n pastoor, as 'n kerkman, as 'n predikant na 'n ander land toe gaan en dink en vir hulle sê ek kom hier om te preek. Hulle sal vir jou sê, wie is jy? Verstaan? Hier kom ons Suid-Afrika, ons ken amper niemand nie. Ons moet net volg. En nou is dit 'n groot boom en baie voëls kom en maak nes in sy takke, baie word geseën, maar op die stadium was dit net 'n saadjie. Ek moes net luister, die Here sê vir my, trek Bloemfontein toe. Ek ken niemand in Bloemfontein nie. Ons het gereël vir 'n meentuis, die deposito te betaal, dis al geld wat ons gehad het. Ons het nie geweet hoe dit gaan, ons het nie meubels gehad nie, ons het nie kos gehad, ons het nie 'n kar gehad nie, ons het niks gehad nie. Ons in Pretoria en iemand sê vir, ons sê vir iemand waar ons gebly het, dat die Here het gesê, ons gaan Bloemfontein toe. Toe sê hulle vir ons, ons kinders bly in Bloemfontein, ons wil in elk geval vir hulle gaan kuier, ons wil vir hulle neem. Daar is die eerste stap, die Here se voorsiening. En nou ry ons in die kar, is 1 Augustus. Jy verstaan, is koud in Bloemfontein. Ons het nie meubels, ons het niks, ons weet nie waarheen ons gaan nie. Behalwe, ek weet waar die meentuis is, dis al wat ek weet. Daar's nie gordyne, daar's nie mes en vorke, daar's niks nie. Ek sê vir my vroukie terwyl ons nou ry, jy verstaan natuurlik, ons gaan vanaand op die vloer slaap. Dis hoe ons Bloemfontein toe gekom het, vriende. Dit was 'n baie klein mosterdsaadjie. Ons moes net gehoorsaam wees aan die windjie wat verby, toe die Here met ons praat, sê ons, ja, dis wat ons moet doen. Ons het nie geweet hoe dit gaan uitwerk nie. Toe ons hier aankom, ek sê vir haar, ek sal kyk vir ons miskien 'n kombers kan leen. In die middel van die winter. Toe ons hier aankom, toe is daar so 'n crowd wat vir ons staan en inwag. Ons ken nie die mense nie. Ons het die mense geken, die woord het net uitgaan, hierdie mense kom van Zimbabwe. Hulle verwelkom ons in Bloemfontein. Ons hoop julle geniet Bloemfontein. Verstaan, ons land het ons uitgeskop, hier is ons eie mense wat vir ons verwelkom. En toe ons nou klaar gesels het met hulle, toe sien ons daar's 'n verwagting dat ons in die meentuis moet gaan. Ek sien daar's 'n nuwe maatjie wat sê welcome. Maak die deur oop en die hele huis is gemeubileer van voor tot agter. Ja. Dis die Here. Verstaan? Maar dit het gewag dat ek moet reageer op die woord. Verstaan, nou, ons gaan deur die huis al die goedjies en een van die dinge toe ons so deurloop, sien ek koffietafeltjie. En ek word herinner dadelik aan 'n paar weke terug toe ons uit ons huis uit geloop het in Zimbabwe. Ons het net die deure toegemaak en uitgestap met trok, trailer, trekker, implemente, beeste, my meubels, kleer nog in die kas, vleis in die vrieska. Jy verstaan, ons net die deur toegemaak. My vrou was baie getraumatiseer, maar toe ons uitstap, toe sien sy ons koffietafeltjie en sy sê, my skat, jy moet daai saamneem. Dit was 'n erfstuk van jou ma, jy kan dit nie agterlos nie. Toe sê ek kan nie. Ons het die tyd nie, ons het nie plek nie, ons moet vlug, ons moet uit die land. Hier stap ons in. Hier's 'n koffietafeltjie. Identies. Jy verstaan, ek het dit gereël. Behalwe my ma se koffietafel was Mokwa Kiat. Hierdie was 'n boeia. Step up in quality.
Jy verstaan? En daai aand toe ek vertel julle hierdie, laat julle net verstaan, jy kan nie sien hoe die finale ding gaan lyk nie. Jy moet reageer op die mosterdsaad, jy verstaan? En daai aand toe ons nou al die mense is weg, ons sit in hierdie lekker bed, splinte nuwe queen size bed met duvets en kussings. Ons gedink het ons gaan op die vloer slaap. En toe ons nou klaar gebid het, ek sê dankie Vader, jy is so goed vir ons. Toe sê ek vir Mandy, my vrou, daar's nou een ding wat ek sien wat ons nie het nie. En daar was ook 'n kar beskikbaar vir ons gewees, solank as wat ons wil gebruik totdat ons eendag ons alles gehad. Ek sê daar's een ding wat ek sien wat ons nie het nie, is 'n strykyster en 'n strykplank. Ek sê vir ons het nou 'n kar om te gebruik, ons het 'n klein bietjie geld genoeg vir 'n strykyster en 'n strykplank. Môre sal ek vir jou een gaan koop. En so gaan slaap ons. Word die volgende môre wakker en die son stroom in, die voeltjies sing en dis 'n lieflike dag. Nou gaan kyk ons wat daar is om te eet. Ek meen soos hierdie home makeover. Jy weet. Terwyl ons ontbyt eet, klop aan die voordeur. Ek sê vir my, wie kan dit wees? Ons ken nie mense in Bloemfontein nie. Verstaan? Ons is vreemdelinge hier. Maak die deur oop. Hier's 'n ou oomie en tannie met 'n splinternuwe strykyster en strykplank. Hulle sê vir my die Here het vir my ons gesê om hierdie vir julle te bring. Jy verstaan? Ek het eers die Here gevra daarvoor nie. Maar hy het gesien. Gabriel, ons het vergeet om daai strykyster en strykplank te bring. Nou, vriende, wat ek probeer sê is, daar's 'n tyd wat 'n windjie oor jou pad waai. Jy moet dit erken en daarop reageer. Ek kan vir jou baie stories vertel van ons lewe en ander mense se lewens wat dit net 'n windjie was wat oor die pad gewaai het en ons moes reageer, en dis wanneer dinge wonderwerke kom. Maar jy moet daai woord wat oor jou pad waai, moet jy plant en jou eie maak. Nog net een storie, dan gaan ek na die tweede gedeelte, die Emmausgangers. Dis 'n tipiese ding. Hier stap hierdie twee manne. Jesus is nou net gekruisig 3 dae gelede. Hulle huil, hulle het gedog hierdie is die Messias wat nou gaan kom, en nou wat? Die Fariseërs het gereël dat hy gekruisig word, en is 3 dae later, daai oggend het 'n vrou aangehardloop gekom, hy leef en nou is hulle besig om hierdie dinge te bespreek, en Jesus kom saggies by hulle aansluit. Vir my is so baie, kom altyd so saggies, so stil, dat jy mooi besef, maar hierdie is almagtige God, die skepper van hemel en aarde, wat nou hier so langs my stap. Jy besef dit nie, want hy kom altyd in 'n mosterdsaad gedaante, as te ware. Verstaan? Die koms van hom, die begin van dit is altyd. Dis so hy werk, vriende. Mense sê, ek wil 'n wonderwerk, reageer op die mosterdsaad. Dis wanneer jy dit sien. En nou stap hulle. Jesus vra, waaroor gesels julle? Hy trek dit uit hulle. Hulle sê oor hierdie dinge wat nou net gebeur het, en hulle is bedroef. Hy sê, watter dinge? Hulle sê vir hom, is jy die enigste besoeker wat nie hiervan weet nie? Hy sê vir hulle, ongelowige en traag om te reageer, traag om te glo. Alles wat die profete gesê het, en hy begin vir hulle Bybelstudie van Moses en die profete te gee oor alles wat die skrifte te sê het oor die Messias, en dis net sommer vinnig, en hulle is by hulle huis, dat daai Bybelstudie. En toe hulle by hulle huis is, kyk nou wat hier so gebeur, maak Jesus asof hy aangaan, die windjie waai verby. Jy verstaan? Hy maak asof hy aangaan. Hy wag op hulle reaksie. Hulle sê nie, jy kan nie aangaan nie. Kom in ons huis in. Vriende, hulle het nie besef, hulle nooi almagtige God, skepper van hemel en aarde in hulle huis nie. Hulle het dit geweet, dit was 'n mosterdsaad. Maar iets brand in hulle harte. Jy kan nie aangaan, ons wil meer weet. Ons soek.
En is daar in hulle huis wat Jesus natuurlik, wat hulle skielik besef, maar hier is Jesus en hy verdwyn. Vriende, as hulle hom nie ingenooi het nie, sou daai net 'n interessante teologiese Bybelstudie gewees het. Maar toe hulle hom innooi, toe word dit openbaring. Jy verstaan? Dis wanneer jy dit jou eie maak, dis wanneer dit openbaring word, anders is dit net 'n teologiese ding. 'n Godsdiens. Verstaan? Hulle hardloop toe terug. En terwyl hulle by die ander disippels bespreek wat gebeur het, daar verskyn Jesus. As hulle hom nie ingenooi het nie, was hulle nie by daai verskynsel nie. Jy verstaan? Dis wanneer dinge begin gebeur, as ek hom innooi. So, ek het toe geëindig met Paulus se hofsaak, waar hy voor die koning staan, en hy moet sy verdediging gee. En sy hele verdediging is 'n getuienis. En toe hy naby klaar is, al die wonderlike dinge oor Jesus en so aan bespreek het, sy opstanding uit die dode, skreeu Festus, die gouverneur, hy sê, Paulus, jou groot geleerdheid het jou mal gemaak. En hy sê, nee, ek is nie mal nie, maar ek praat woorde van sober truth, is dit nie in die Engels. En dan sê hy, die beskuldige, kyk na die koning, Agrippa, en hy vra vir die koning, waar staan jy? Glo jy die profete, koning Agrippa? Koning Agrippa, jy verstaan, hier is die beskuldigde, wat die regter aanspreek en sê, waar staan jy? Verstaan? En Agrippa sê 'n tragiese ding. Hy sê, amper oortuig jy my om 'n Christen te wees. In Engels, almost you persuade me to become a Christian. Almost. Amper. Die windjie waai by Agrippa verby en hy laat dit gaan, hy wil dit nie vat nie. Verstaan? En daai liedjie, ou liedjie wat geskryf is, almost persuaded, Christ to receive. Almost persuaded, Christ to believe. Almost cannot avail. Almost is but to fail. Sad, sad, that bitter wail. Almost, but lost. En iemand skryf, to be almost persuaded is to be eternally lost. Joh. Hoe amper het hy die koninkryk ingegaan, hoe amper. Vriende, ek wil die vraag vra, mag die koninkryk in my huwelik inkom? Kom ons gaan Efesiërs hoofstuk 5. Mag die koninkryk in my huwelik inkom? Nou moet jy verstaan, as die koninkryk kom, hoe kom dit? Soos 'n mosterdsaad. Dit kom uit 'n woord waarop ek moet reageer. En ek gaan vir julle vanmôre 'n woord gee, waarop ek verwag dat julle gaan reageer. Want dit help nie, ek sê, wel, ek wil graag hê my huwelik moet beter gaan nie. Want ek weet, mense sukkel in hulle huwelike, en dis hoekom ek hieroor praat. Dit help nie net om te sê, dit sal lekker wees as my huwelik beter was nie. Ek wens my huwelik was soos joune. Nou sien jy die groot boom en die voëls wat nes maak in die takke, want my huwelik is goed. Dan wens jy kan daai selfde huwelik hê, jy kan, maar jy moet die saadjie saai. Verstaan? Jy moet die saadjie saai. Jy gaan nie daar kom sonder dat jy die saadjie gesaai het nie. En daai saadjie wat gesaai word, weet jy wat gebeur met die saadjie? Hy moet sterf. Ek moet sterf vir al my eie dinge en lewendig word vir God se plan en God se manier om dinge te doen. Daar is nooit 'n wederopstanding as daar nie 'n sterfte is nie. Jy verstaan? Ek wil die krag van die wederopstanding hê in my lewe. Vriende, dan moet jy eers sterf. Jy moet sterf. Efesiërs 5. Daar's 'n gedeelte vir vroue. Ek sê baie vir mense, ek was nog nooit 'n vrou nie, so ek kan nie met gesag daar praat, maar ek kan met die manne praat. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê. Hoe doen ons dit?
soos Christus ook die gemeente liefgehad het en homself daarvoor oorgegee het. Hoe gaan jou huwelik sterk word? Jy gee jouself oor. Jy sterf. Is 'n all or nothing tipe ding. Jy verstaan? Hierdie is 'n saadjie wat ek nou saai. Om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, hy het daai geheilig. Hoe? Hy het sy vrou geheilig. Hoe? Deur sy woorde. Hier's 'n belangrike saadjie. Hoe ons praat, hoe ons woorde praat met ons vrouens. Dit is wat daai huwelik bou. Hy het dit geheilig. Jesus het ons geheilig. Hoekom is ons hier? Want hy het mooi dinge met ons gepraat. Hy het lewens water van lewe het uit sy mond uitgekom teenoor ons, en ons het dit gevat in ons lewe omdat hy dit gepraat het terwyl ons nog sleg was. Het hy dit gepraat. En hy gaan aan, hy sê hierso, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, dis vers 27, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Is dit nie waar jy jou vrou wil hê nie? Verheerlik, mooi, pragtige mens, sonder gebrek. Vriend, daar gaan 'n tyd wees wat ek en jy voor die Here moet staan en verantwoording doen vir ons vrou, want ek is die hoof van my huis, jy is die hoof van jou huis, is dit nie? Ek gaan nie die wêreldse manier die God sê, die man is die hoof van die huis. En dit beteken ek is verantwoordelik, ek dra die verantwoordelikheid voor God en ek moet verantwoording doen eendag. En daai dag is my vrou daar so staan voor die Here. En sy is in reepies geskeur. Vriende, ek dink ek sal baie skaam kry. Is dit nie? Ek sal baie skaam kry op daai dag. My vrou in reepies geskeur, van my woorde wat ek nou stikkend geskeur het. Ek wil hê as sy voor die Here moet staan, en sy gaan daar so staan, dan lyk sy pragtig, verheerlik, heel, sterk, gesond. Want my woorde het dit gedoen vir haar. Vriende, daai woord van die koninkryk, mag die koninkryk kom in my huwelik, mag u regeer. Hoe regeer hy? Deur die woorde van my mond, wat God woorde is. Verstaan? Soos ek praat, bring ek heling, bring ek genesing, bring ek krag daarso. So behoort die man hulle eie vrouens lief te hê, soos hulle eie liggaam. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. So daai woord, ek wil 'n bietjie praat oor hierdie woorde. Die Bybel het baie te sê oor lewende water. Van die Ou Testament af lees jy oor hierdie lewende water, en praat Jesus ook in die Nuwe Testament van die lewende water, en van jou binneste sal lewende water vloei, en dit praat van die Gees wat ons sou ontvang, laat ons deur die Gees lewende water sal spreek. Vriende, in Esegiel 47 praat dit van hierdie lewende water, en dit sê, waar ook al daai water gaan, bring dit lewe. Wat voorheen dood was, bring dit lewe. En ons het die voorreg en die verantwoordelikheid om uit ons mond uit, laat daai lewende water in ons huwelike invloei. Wat 'n voorreg. En jy moet weet, daai woorde is kragtig, dit bring lewe waar daar dood was. En ek en jy het die voorreg en die verantwoordelikheid om wat is die Engels, custodians van daai woorde te wees. Wat is die custodians? Rentmeesters van daai woorde. Die Here gee dit vir ons, soos 'n saad, en ons moet daai woorde uitspreek, en dit bring lewe. Ons bring die koninkryk in ons huwelik in. My verantwoordelikheid is nie net 'n verantwoordelikheid, maar dit is 'n voorreg om te sien hoe soos wat ek praat,
lewe kom, lewe kom, lewe kom, lewe kom. Sy word sterker en sterker en sterker, soos wat ek praat. Nou kom ons gaan na Efesiërs 4, dat ek dit net mooi kan verduidelik. Vers 29. Dit sê hierso: laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie. Laat daar, in ander woorde, jy het beheer oor wat uitgaan. Is dit nie? Laat daar geen vuil woord uit jou mond uitgaan nie. Maar net 'n woord wat goed is. Ek gaan net nou verder aan met daai versie. Toe ek 'n kind was op hoërskool, 16 jaar oud, was daar 'n ouetjie saam met my op kosskool. En hierdie ouetjie, man, hy was 'n moeilike seun. En hy het enigiets gedoen om net mense vies te maak. En ek het tot hier toe geword vir hom. En ek besluit eendag, as hy weer dit doen, gaan ek hom vloek. Ek het nie gevloek nie. Ek het groot geword in 'n huis waar daar nie gevloekery is. Ek prys die Here daarvoor. My ma het my pa het my so groot gemaak. Jy laat nie daai woorde uit jou mond. So ek het deur die hoërskool, deur die AME gegaan, ek glad nie gevloek nie. Ek net geweier, maar daai dag toe besluit ek gaan hom nou goed vloek. en ek was in die koshuis, in die seuns koshuis. En dit gebeur daai dag en ek vloek hom. En weet jy wat gebeur? Hy het nie eens besef ek kon gevloek nie. Dit was 'n groot ding vir my. Hy het nie eens besef, hy is so gewoond aan vloekwoorde. Hy het nie eens besef dat hierdie ding 'n groot ding was nie. En ek het daar besef, as 'n 16-jarige ou kind, ek gaan nie myself verlaag vir hom nie. Ek het 'n standaard waarby ek leef, en dit is wie ek is. Ek gaan myself nie laag maak vir hom nie. Ek het 'n baie belangrike les daar geleer. Vriende, laat daai woorde nie uitgaan nie. Laat jou huis vol wees van goeie woorde, sterk woorde, nie vloekwoorde, nie seermaakwoorde, nie arrogansie en haat en bitterheid en al daai goeders wat baie keer uit ons vloei nie. Laat dit goeie, sterk woorde wees. En dan sê dit hierso, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting. Wat is stigting? Opbouend, is dit nie? Is jou woorde altyd opbouend? Die woorde wat jou vrou hoor, bou dit haar op. Ek saai hierdie is 'n saadjie, mosterdsaadjie in jou lewe. Vra daai vraag vir jouself. Is my woorde altyd opbouend? Vriende, jy het 'n skatkis van waardevolle woorde wat jy kan gebruik om die koninkryk in jou huwelik te bring. Gebruik dit goed. Moenie toelaat dat ander woorde daarso kom nie. Jy bou jou vrou op. As jy 'n goeie huwelik wil hê, jy kan dit hê, jy bou dit op deur jou woorde wat altyd stigting bring, altyd opbouend, altyd mooi is, altyd sterk is. Laat sy altyd goed voel na wat jy gesê het. Voel jou vroutjie altyd goed na wat jy gesê het? Sit jouself in haar skoene. As jy nou net daai woorde moes hoor, hoe sou jy gevoel het? Hoe sou jy reageer het? Nou kyk hierdie volgende een. Woorde wat goed is vir nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Ek wil vir jou vra, wat is genade? Sê vir my, genade. Onverdiende guns. Met die klem op, onverdiend. In ander woorde, dit maak plek vir sonde. Dit maak plek vir as jou vrou iets gedoen het wat nie goed is nie. Laat jou woorde genade is, nie volgens wat sy gedoen het nie, maar volgens liefde. Jy verstaan? So, in ander woorde, jy is die sterk een in jou huis. As jy sien, daar's dinge wat gedoen is wat nie reg is nie, kan jy dit absorbeer en goeie woorde teruggee, wat stigtend is. Vriende, dit is so kragtig, laat ons die voorreg het, om daai negatief te verander in 'n positief. Jy
die voorreg daarvoor. Jy het die krag, jy het die woord. Die Here gee dit vir jou. En as jy op daai oomblik dit net nie kan doen nie, bly stil. Zip jou mond. Jy moenie attitude gee nie. Gaan net bid 'n bietjie totdat jy 'n bietjie sterker is, dan kom jy terug, dan gee jy goeie woorde terug. Ek beloof jou, daai situasie sal nie lank duur voordat dit weer reg is nie. Ons het 'n ongelooflike voorreg om God se woorde te kan praat, om mense te kan, ons vroue en ons kinders ook. Kinders is ook hier by, maar ek wil praat oor die huwelik. Is my voorreg om my vroutjie op te bou. Vriende, mag die koninkryk kom, Here, in my huwelik. Ek wil hê my huwelik moet 'n gesonde plek wees vir my kinders om groot te word. Dat my kinders nie in 'n oorlog groot word nie. Jy verstaan wat ek sê? Die kinders word in 'n oorlog groot. Hoe gaan hulle reageer eendag as hulle getroud is? Oorlog. Hoekom wat hulle so groot geword? Dis oorlog in hulle huis die hele tyd. Die een en die ander en so, en dan word hulle geforseer om kante te kies. Dit is moeilik. Dis nie die omgewing wat 'n kind moet groot word nie. Hy moet in vrede groot word. In sterk goddelike atmosfeer groot word. Ek wil hê, wel my kinders is al lankal uit die huis getroud. So, maar nou is dit hulle huwelike en nou kan ons inspraak maak daar en ons sien dinge is mooi daar. Kom wat hulle het so groot geword. My kinders het nog nooit gehoor dat ek en my vrou geveg aan het nie. Hulle het dit nog nooit gehoor nie. Dis nie dat ons nie baie kere verskil het nie. Maar ek weier om my huis 'n gevegzone, 'n oorlogzone te maak. Dis my huis. Dis ons tuiste, dis ons veilige vesting, dis ons safe place. Sit nie. Ek wil hê my vrou moet voel, dis 'n safe place. Ek is 'n safe place vir haar. Veilige plek. My kinders moet voel, my ouers is 'n veilige plek. Want daar in die wêreld is dit nie veilig nie. Daar's allerlei dinge wat gebeur en ek wil hê hulle moet kan terugkom na my huis toe en veilig voel. My huis is 'n veilige plek. My woorde is veilige woorde. Sodat my vrou veilig kan voel. As sy na my toe kom, voel sy veilig. Is dit waar jou huwelik is? Vriende, ek wil nie beskuldigende vinger wys nie. Ek wil vanmôre lewende water uitgee wat heling kan bring vir huwelike. Vriende, die huwelik is